Gulliver se reise. Toe die mense van Lilliput agterkom dat Gulliver al geen skade wil berokken nie, en 'n sagmoedige, vriendelike mens is, maak hulle hom los. Maar u moet alles uit die sakke haal, sê die keiser. sodat ons seker kan wees, u dra geen gevaarlike wapens nie. Gulliver, wat nou die taal van Lilliput verstaan, maak sy sakke leeg en sit alles op die grond neer. Die keiser is so verstom deur wat hy sien, dat hy al die inwoners van Lilliput toelaat om die merkwaardige voorwerpe self te kom aanskou. Nou moet u beloof om met elkeen in Lilliput in vrede saam te woon, sê keiser Golbasto. en om Lilliput teen hul vyande te beskerm. Dat verbaas my om te hoor dat u vyande het, uw majesteit, sê Gulliver hoflik. O ja, ons is in oorlog gewikkeld met die mense van Blefuscu. Weet jy nie? Hulle woon op 'n eiland oorkant die see. Deur op sy tone te staan, kan Gulliver die eiland sien. Dit is in werklikheid nie baie ver nie. Net 'n smal strook water skei dit van Lilliput. In die skaduwee van die eilandse kraanse lê die hawe van Blefuscu. En in die hawe lê 50 magtige slagbodems. Niks groter as die speelgoedskepies waarmee Gulliver as seun gespeel het nie. bring vir my 50 ysterstawe, sê Gulliver. En die mense van Lilliput swoeg en sweet soos hulle die groot ysterbalke aandra. Hulle is vir Gulliver weinig groter as spelde. Hy buig al 50 om hoeke te vorm. bring nou vir my die 50 sterkste toue in die land, sê hy. En die mense van Lilliput bring hom die garing wat hy wil hê. Gulliver maak die garing aan die hoeke vas en stap by die see in. Dit duur maar 'n paar minute om tot by Blefuscu te swem. Toe hy weer in vlakwater kom, staan Gulliver op en waad na die kus. 30.000 soldate en matrose staan op Blefuscu se strand, gereed om Lilliput binne te val. Maar toe die ontsaglike reus uit die branders sien verskyn, word hy bleek van die skrik. "Giganticus," gil hulle, en lei af dat Lilliput 'n verskriklike reus gevind het om saam met hom te veg. Lilliputle, skriktiku, gigantiku, senjor, dood maar, ons. En die matrose op die 50 slagbodems spring oorboord en swem angsbevange weg. Soldate smytel pyle en boë neer en vlug na die binneland om in Blefuscu se berge te gaan skuil. Gulliver staan in die branding en skud homself. Toe hak hy sy kabels aan die boeg van elke oorlogskip in die hawe vas. Met sy sakmes sny hy deur die ankerkettings. Toe vat hy al 50 drade saam, sleep die skepe uit die hawe en bring hulle na Lilliput terug. Die mense van Lilliput skree uitgelate toe hulle Gulliver voor die vijandelike vloot sien aankom. 3 maal hoere vir die berg van 'n mens. Hy het Lilliput gered. Gulliver bring die skepe na die hawe en gaan toe by die keiser besoek aflê. kan u my nou sê, Vra hy en hurk by die paleis neer. waarom Lilliput teen Blefuscu oorlog maak? Omdat hy so sleg en verworde is, sê keiser Golbasto, nog steeds baie ingenome met die oorwinning. Hulle sny gekookte eiers aan die ronde kant oop. Kan jy jou voorstel? 'n Vieslike gewoonte. Maar nou dat hulle verslaan is, sal ons hulle dwing om hul eiers van die skerp kant af te begin eet. Gulliver kan skaars sy ore glo. Het julle daaroor oorlog gemaak? Roep hy. As ek dit geweet het, sou ek julle nooit gehelp het nie. Skielik voel hy baie eensaam tussen die mensies en hy wil huis toe gaan. Hy voel so jammer vir die mense van Blefuscu dat hy die eiland besoek en om verskoning vra.
Maar toe die keizer Golbasto hoor wat Gulliver gedoen het, is hy woedend. Dis hoogverraad, gil hy. Hy's 'n verraaier. Ek sal hom laat doodmaak, sy wyn vergiftig, sy huis afbrand. Wie sê hy eet nie op hierdie oomblik 'n eier aan die ronde kant nie? Die eerste minister wys daarop dat dit nogal nuttig is om 'n reus byderhand te hê. Ek dink nie ons behoort om dood te maak nie, U Majesteit. Goed, sis Golbasto. Dan sal ek net sy oë laat uitsteek. Die koninklike trompetspeler word gestuur om die aankondiging te doen. Gulliver het pas van Blefuscu teruggekeer en lê nog in die son terwyl sy klere droog word. Die trompetter staan naby sy oor en speel 'n fanfare. O, vreemde en verraderlike mensberg, Lees hy hardop. Die luisterryke keizer Golbasto het besluit om u lewe te spaar. Gulliver sit penorent en staar die heraut aan. Maar omdat u die volk van Lilliput verraai het, sal die koninklike boogskieters u oë môre om 12:00 middag met hul skerpste pyle uitskiet. God bode Golbasto. Gulliver raap sy paar karige besittings op en hardloop na die hawe. Daar sien hy Golbasto se eie galjoen lê, die grootste skip in Lilliput se hele vloot. Gulliver pak sy baadjie, pistool en hoed in die galjoen, stoot dit by die smal hawe uit en swem see toe. Nie een keer kyk hy terug na Lilliput nie. Spoedig hoor hy niks meer as die geluid van die golwe wat hom ombreek nie. Na 'n rukkie sukkel hy tot op die galjoen se dek. Dit is so groot soos 'n wiegie, en sy arms en bene hang oor die kante. Stadig, stadig voer die wind en gety hom baie kilometers ver oor die oseaan. Die vreedsame bewegings van die water en die branders sus Gulliver aan die slaap. Toe, skielik, gewaar 'n matroos die galjoen uit die kraainis van 'n koopvaarder. Eers dog hy, daar is 'n wynvat wat oorboord gespoel het. Maar toe sien hy Gulliver raak. Onmiddellik word 'n roeiboot neergelaat om hom te gaan oppik. Gulliver bedank die kaptein dat hy hom gered het. Met die galjoen onder sy arm, stap hy na sy kajuit op die skip. Vir die eerste keer in maande kan Gulliver in 'n behoorlike bed slaap. En elke aand op die lang vaart huis toe, eet hy aan die kaptein se tafel en vertel hulle alles van sy merkwaardige avonture in Lilliput.